Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons, net die waarheid. 'n Vanaandse onderwerp, ek wil julle 'n vraag vra. Wandel jy nog op 2 weë? Dis 'n baie ernstige 'n vraag wat die Here ons vra. Kom ek vat julle 'n bietjie deur die woord van God. En dat Jesus met jou, die Heilige Gees met jou hart praat. En dit wat ons lees. En ons begin sommer daar by die bergpredikasie waar Jesus self gepraat het. Matteus 6 vers 24. Niemand kan 2 here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En Mammon is nie net geld nie. Mammon is ook gierigheid. Ons menslike natuur kan baie vinnig verval en nie vergenoeg wees nie. Dan wil ons net meer en meer hê met dit wat ons oë sien en dit wat ons verstandelik vir ons dink is beter. En dan vergeet ons die Here. Want jy kan nie jou eie lewe jaag en nog die Here dien nie. Dit werk net nie uit nie. Daarom gee die Here daai ernstige waarskuwing. En dan wil ek ook vir julle lees Lukas 14 vers 33. So kan julle dan ook nie julle my disippels wees as julle nie al van julle besittings ontslae raak nie. Maar nou sê julle vir my, maar julle is nie disippels nie. Dan wil ek vir julle iets anders lees. Weer in Matteus waar Jesus gepraat het. Vir sy disippels voor hy opgevaar het na sy Vader. Het hy vir hulle gesê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So daar sê hy vir ons dat ons is disippels. En dan moet ons daai Lukas nakom. Maar dan lees ek ook vir julle weer waar Paulus gepraat het in 2 Korintiërs. Dis 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. En ongelowiges is mense wat nie glo in die evangelie van Jesus Christus nie. En dit is die evangelie van Jesus Christus is waar God die Vader sy Seun gestuur het na die aarde om vlees te word, om onder ons te woon. En toe het hy vir ons sondes gesterwe aan die kruis. Hy het die prys betaal, die volle prys. En na 3 dae het hy die dood uit opgestaan. En na 40 dae verder het hy opgevaar na die hemel terug na sy Vader. Waar hy sit aan die regterhand van God die Vader. Van waar hy kom te kom oordeel, die lewende en die dode. Nou as jy nie glo in daai evangelie van Jesus Christus nie, dan sien ons jou as ongelowige. Want watter deel genootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Weereens as kind van God, ons is die lig van die wêreld. En watter ooreenstemming het Christus met Belial? En Belial is weer die voorstelling van Satan. Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want hulle is die tempel, julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. En ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So ons is, as kinders van God, is ons die tempel van God, want hy woon binne in ons.
En dan wil ek vir ons afsluit met 1 Johannes 5 vers 20. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. En dit is wat ons moet nou kyk, as ons Jesus Christus agneem as saligmaker en verlosser, dan maak ons 'n 180 grade draai. Weg van die sonde af. Dan lewe ons vir die Here. En as dit nie so is nie, dan pleit dit by jou. Vriend, vriendin, neem Jesus Christus aan as saligmaker en verlosser. Maak 'n besluit vandag in jou lewe. En dit is my boodskap vir julle vandag. Moenie op twee weë wandel nie. Bly in die waarheid en blessings.